So 4.4. Die besigheid skryf waardevermindering op toerusting teen 25% per jaar op die verminderde saldo metode af, so op die draagwaardebedrag, nee. Op 1 November besluit hulle om 'n fotostaatmasjien in te ruil vir 'n nuwe model. Bereken die verlies met die fotostaatmasjien wat ingeruil is, bereken die waardevermindering op die nuwe fotostaatmasjien en die waardevermindering op die oorblywende ou toerusting. So kom ons doen eers die verlies. So kom ons kyk die inligting wat hulle vir ons gegee het. Die inligting wat hulle vir ons gegee het is, die waardevermindering is 25% op die verminderde saldo, die fotostaatmasjien is op 21 November vir soveel, so dit was die inruilwaarde of die verkoopprys, nee, vir 'n beter model ingeruil. Die kosprys was vir die nuwe model is soveel, so dis die nuwe model se kosprys. Ons gaan dit ignoreer met die bateverkope en hier wys hulle vir ons die een wat verkoop het se bedrag. So sy kosprys was 240.000 en hulle gee vir ons daar 'n opgehoopte waardevermindering. Nou moet ons dit bereken. Nou wat ek sal voorstel is jy doen 'n vaste bate 'n gebateverkope rekening. So ek gaan sê bateverkope. Wat weet jy kom aan hierdie kant? Hierdie kant gaan die kosprys kom. Dis die kosprys. En wat is die kosprys van die bate wat ons verkoop het? 240.000. Aan die ander kant kom die opgehoopte waardevermindering, die totale van die begin van die jaar, plus die waardevermindering tot die dag wat ek dit verkoop het. Dan kom die verkope transaksie. Nou onthou, hierdie is ingeruil, en omdat dit ingeruil is, gaan dit krediteure, kontrole wees, en dan die verlies, wat hulle nou vir ons natuurlik gesê het, ons moet bereken. Okay. So kom ons kyk, ons het die opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar, dit was R60.000, nee, die waardevermindering van die vorige jaar, hy is maar net aangekoop in Maart, die vorige jaar, so die eerste jaar se waardevermindering is die opgehoopte waardevermindering. So dit gaan wees, 60.000 is die begin van die jaar se waardevermindering. Kom ons bereken die waardevermindering vir hierdie jaar. Ons gaan die draagwaarde nodig hê wat ons het, en dan gaan ons dit maal met 25%, wat hulle gesê het is die koers, en hy is verkoop op 1 November. So van Maart af tot by November is daar 8 maande. So ons moet vir 8 van die 12 maande waardevermindering bereken, en dit gaan vir my gee R30.000. So dis R30.000 se waardevermindering. So hier word dit bymekaar getel. So ek vat daai plus 30.000 wat die waardevermindering is tot ek hierdie toerusting verkoop het, dan gaan ek kry 90.000. Wat is die prys waarteen ek hierdie ding ingeruil het voor? Ek het hom ingeruil vir 114.000. So ek gaan hom inruil. Die inruilverkope waarde is 114.000. En nou moet ek net uitwerk wat is die verlies. So ons gaan sê 240.000 vir die totaal. Sal altyd jou bate met bateverkope rekening te ken, hè? So ek gaan sê 240.000 minus die totale opgehoopte waardevermindering minus die krediteure, en dan gaan dit kry verlies van R36.000. Wat jy ook kon gedoen het, is jy kon gesê, verlies beteken ek het dit verminder as my draagwaarde verkoop. So my draagwaarde is my kosprys minus my opgehoopte waardevermindering, so dit gaan wees 42.000 minus 90.000, wat ek ons nou bereken het, en dan gaan ek kry R150.000. Okay? So daai R150.000 is wat sy draagwaarde was, maar ek het hom slegs verkoop teen R114.000. So daai beteken ek het 'n verlies gemaak, ek het hom vir R36.000 minder verkoop as wat hy werd is. So dis die ander manier, dis eintlik presies wat jy hier gedoen het, nee. 42 minus, en dan gee vir daai antwoord. So dis die ander manier om hierdie te bereken. Okay, kom ons gaan aan. Dan vra hulle vir ons, bereken die waardevermindering op die nuwe fotostaatmasjien. So die nuwe fotostaatmasjien, kom ons kyk na die inligting. Hulle sê hierso vir ons, die nuwe fotostaatmasjien is gekoop, obviously, is ingeruil, so ons het hom 1 November gekry vir R450.000. Nou jy weet, op nuwe toerusting of voertuie, as dit die verminderde saldo metode is, dan is daar geen opgehoopte waardevermindering nog nie, nee. So die draagwaarde is maar eintlik net gelyk aan die kosprys. So ons gaan dit maal met die 25% wat my koers is, waarteen ek dit moet bereken, en dan het ek hom gehad van November af, Desember, Januarie, Februarie, so dis 4 maande, en daar is die belangrikste deel om te onthou, ons het nie die toerusting die hele jaar gehad nie, ons het dit slegs vir 4 maande gehad, en daarom is dit 37.500.
Nou moet ons die waardevermindering van die oorblywende toerusting bereken en hierdie is eintlik jou vaste batenota. Dis daai saldo's aan die einde van die jaar, daai waardevermindering aan die einde van die jaar. So nou moet jy onthou, om die waardevermindering van die toerusting aan die oorblywende toerusting te bereken, moet ek eintlik alles uithaal van die toerusting wat ek verkoop het. Die totale toerusting aan die begin van die jaar was 1.9 miljoen. Nou moet ek aftrek die toerusting wat ek verkoop het, nee, daai 240.000. Dan gaan ek die ou toerusting kry. Stem julle saam met my. So die ou toerusting se kosprys is 160.000. Dis die kosprys. Okay, so die opgehoopte waardevermindering van toerusting is 125.000. Dan trek ek die R60.000 af, wat die opgehoopte waardevermindering is van die toerusting wat ek verkoop het. Want alles van die toerusting wat ek verkoop het, moet ek uithaal om die ou toerusting se opgehoopte waardevermindering te kry. So nou trek ek hierdie twee van mekaar af, die kosprys minus die opgehoopte waardevermindering om die draewaarde te kry van 470.000. Hoekom soek ek die draewaarde? Want ons moet toerusting se waardevermindering koers op die verminderde saldo metode, wat beteken dis op die teen draewaarde. So ons gaan die draewaarde vat, maal met 25%, onthou ek die ou toerusting die hele jaar gehad. So dis 117.500 is die waardevermindering van die toerusting wat oorgebly het. So onthou nou die moeilike deel van die ou toerusting is, jy moet dit wat verkoop was, moet jy uithaal, alles van die opgehoopte waardevermindering tot by die kosprys, om die bedrag te kry wat die ou toerusting was, alles wat die ou toerusting sin is, in ons boeke. So dit is die totale Maart 2022 vraag, en as jy tot hier gekom het, gee ek vir jou high five, well done. Baie sterkte vir jou eksamen. Gaan leer van die ander video's as jy nou kan agterkom waar jy nog vashak, en laat weet my as daar ietsie is wat jy nog oor onseker is.